Sommige mensen hou nie van jou nie. Mense moet staan, dislike jou. Jou eie huisgesin skryf jou af. Maar jy is nooit alleen nie. Hy sal jou nooit verlaat nie. Van God stel belang. Kom ons in die Here prys. Hy belangs die aan my. Wonderbaardig is vir iemand anders, maar by God is hy kosbaar. Amen. 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 Die weet die storie van Hanna. En hoe weet hoe Hanna gevoel het oor haarself. En wat sy gedink het van haarself. Maar die naam Hanna, een van die betekens is dat het guns is. Die naam Hanna beteken sy het favor, sy het guns, maar even dat sy guns het, voel sy vir haarself minderwaardig. Maar jy is nooit alleen. Hy sal jou nooit verlaat nie. Want God stel belang in jou. Glorie, groet in die naam van die Here, geliefdes. Elkeen vanaf die gesag van God is gegroet in die wonderbaarlike naam, die blomtuin van die Here is gegroet in die wonderlike naam van ons koning en meester Jesus Christus. Gaan dit goed vanoggend? Dit gaan net steker goed vanoggend, want dit is Moedersdag, 'n dag in waar ons moeders weer kan oplig en kan sê gelukkige Moedersdag. Soms wil jy hê die geskenke goed, maar as jy altyd geskenke wil maak, want ek kan jou die beste geskenk bring, maar dit is nie uit my hart, dit is nie, gaan dit niks beteken nie. Maar waar agter soos pastor gesê het, julle is die pilare van ons, as een pilaar geneem word, sal die hele gebou in mekaar val. Daar is vywe op julle se lewe. Daar is 'n verrassing wat kom, ons het net die menu klaar bespreek, so die menu is daar, is nog net die venue en die event. Amen. En ons wil niemand uitskakel nie, wat moet gebeur voor Vadersdag, otherwise is dit maar geliefdes, en is genade dat ons vanoggend hier is nat en koud daar buite, maar ons is hier. Dis 'n paar plekke wat leeg is, maar wat sê die Bybel is Suster Philip se favorite? Ons moet bid dat die vlug nie aan die winter is nie. Ons moet bid dat die koms nie aan die winter is nie, want dan gaan ons verlore gaan. Van ons verkies om onder die bewy te sit, ons verkies om voor die TV te sit, en dan voor die liedte te sit, en dan moet jy warm te wees, pastor. En dat gaan ons omgaan. Prys die naam van die Here. Maar kom ons gaan na die woord van die Here toe in die boek van 1 Samuel 1. As jy in die Bybel gaan, die Bybel het die baie skrifte op skrifte van 'n moeder, as ons nou ons moeders wil bedien. Daar was 'n moeder, Vader Abraham was die vader van nasies. Nou wat maak dit sy vrou? Die moeder van nasies. Noag was die man wat al die diere en die laaste van die mens
gevat het en het het gemaak die vader van almal in die aard. En wat het het van sy vrou gemaak? Maar nergens word het genoem nie. En so word ons vrouens en ons moeders nie eintlik genoem en eintlik gewaardeer nie. Ja. Maar God het te behaag in jou. En wanneer het kom by hierdie dag, dan is ons dankbaar vir die wat ons ouers het. Ons is dankbaar vir ons moeders. Maar die Bybel maak het duidelik, toe Jesus hang aan die kruis. Ja. Wat hy sê, vir sy ma, vrou, daar is jou seun. En seun, daar is jou moeder. En hy gaan voort in die Bybel en sê, dat sy familie is daar om hom te kom besoek, terwyl hy besig is in die huis, om lering te gee. En hy sê, gaan sê vir hulle, hier is my familie, die wat ek saam werk, wat ek die evangelie saam doen. Ons is familie, julle is my moeder. Amen. Dit maak vir ons 'n koneksie. En daarvoor wil ons die celebrate vandag. Eet te sê, ons het die lief, ons waardeer julle, en bly die mense wie julle is in hierdie dag. Maar kom ons gaan na die woord van die Here. Die gelofte van Hanna, die geboorte van Samuel. Daar was 'n sekere man uit Ramatan, 'n Sefiet, uit die gebeente van Efraim. En sy naam was Elkana, die seun van Joram, die seun van Elihu, die seun van Tohu, die seun van Efrat. En hy het 2 vroue gehad. Die naam van die een was Hanna, en die naam van die tweede was Penina. En Penina het kinders gehad, maar Hanna het geen kinders gehad nie. Ons kan dit bring in vandag se tema. Dit gaan nie altyd oor kinders nie, maar Hanna het nie gehad nie. Jy het dalk gehet, ek het nie gehet nie. As daar van ons wat verstaan wanneer jy nie het nie en wanneer iemand anders het, dan voel sy altyd baie keer minderwaardig. Jy voel jy kan nie inpas nie omdat hy een het en ek het nie. Nou Hanna het so gevoel van sy het nie gehad nie. Hoe dat kinders is volgens die woord en hoe dat wat in finansies of whatever dit is, sy het nie gehad nie. En Penina het gehad. Ons kom ook op tye wat ons nie het, ons kan nie inpas saam met die ander een wat het nie. En dan kry ons 'n gevoel as mens en kan nie inpas van die het. En die man het van jaar tot jaar opgegaan uit die stad om te aanbid en aan die Here van die leerskare te offer in Silo. Waar 2 seuns van Eli Hofni en Pinchas priesters van die Here was. En op 'n dag het Elkana geoffer en aan sy vrou Penina alles en al seuns en haar dogters dele van die offerplek. Aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee. Want hy het Hanna lief gehad, maar die Here het haar moederskoot toegesluit. Jy sien, soos ek begin het, die naam Hanna, een van die betekens, het baie betekenis, maar een van die betekens was favor. En sy het guns gekry by haar man. So, wanneer hulle elke jaar opgaan om te gaan offer, het haar man almal sy offers gegee, maar aan Hanna het hy 'n dubbele deel gegee, omdat hy haar baie lief gehad het. So, eintlik met 'n ware, wanneer ons offer na God, het sy dubbel geoffer na God, maar nog altyd het sy nie gehad nie. As dat van ons wat vir God gee, dan voel ons het nog altyd nie wat ons het nie. En dit is hoe Hanna gevoel het, haar offer van jaar tot jaar was dubbel as die ander ene, maar nog steeds was die Here nog nie by haar nie.
Jy sit meer en meer in vir die Here, maar dit lyk nie die Here bless my nie soos hy my bure bless nie, want ek gee dan meer vir die Here. Hulle is nie eens by die Here nie, maar hulle deure en hulle wat hulle het is meer as wat ek nog voel. Sjoe! En dan voel ek voel minderwaardig. So het hy dan gedoen van jaar tot jaar. Telkens as sy opgegaan het in die huis van die Here, so het hy haar geterg dat sy geween het en nie wou eet nie. Nou. Benina, hy het ons nou 2 vroue gehad. Die een het geëet en die een het nie geëet nie. En dit is fyn as ek nie eet nie en hy eet. En dit is fyn as ek my offer meerder doen as sy en sy eet en ek eet nog steeds nie. Maar wat nie fyn is nie, is wanneer jy by begin terg en begin uitmaak en begin name noem en begin slegs omdat ek nie eet. En soms maak dit seer, dat alles so seer gemaakt, dat sy ons aan haar koes kan raak om te eet. Sy wil nie iets ingeneem het nie, want elke keer as sy opgaan en sy roep sy kinders en dan gooi sy een naam aan die Heer. Heilfontein, graaf jou naam, ek kom maar uit en nou sê hulle pastors wat die mens hou nou sê hulle ek moet nou ek is nog deel van die familie, ek moet nog van die familie krijg en ons moet nou van leraar van my liefheid en hierdie vrou ek dink sy kyk aan na die vrou sê, hoe kan die priesters dan die karre maar sy geet so van 'n ander dan is sy houding dat sy het gesê regie, maar hoe kan die manne van die Here nie het nie soek julle uit, maar sy weet nie sy is familie sy sê sy maar soek julle uit, maar ons het dus uitgesoek, maar die houding sy is 'n man van die Here, maar sy het. Voel ons soms so, vroue van die Here, manne van die Here, jy het nie, jy is vywe, sy is guns, sy is alles van die Here, maar sy het nie. Sy soms nie is hier om vir die Here te offer nie, sy het net nie. Het voel dan, sy kry 'n bietjie, maar die bietjie wat sy het, is ook nie genoeg nie. En dan soms voel sy, soos Hannah, wat sy het nie. Nou kry jy mense soos hierdie mense, jou eie huisgenote, dan jou hulle spot jou van sy het nie. Sommige mense kan nie wag om vir jou 'n goeie nuus te vertel nie, om het net so in jou gesig te smee van die wie sy het nie. My ander niggie kry 'n hele klomp jaar, sy kry license, toe sy 'n license kry, sy kan net in die skool dat. Ek weet nie of sy gelukkig is of nie gelukkig is en sy is die eerste vir my boodskap van die Here. Ek lyk ons hart op 'n russie teen mekaar en as ek voor jou daar kan kom, dan kan ek jou sommer sê, ek het voor jou daar uitgekom. Maar een ding weet ek, sy kan nie wêreldse besittings hê, maar as sy nie die kaartjie koop wat Evangelis Philip sing nie, en sy het nie hom nie, dan het hy niks. Amen. Jy sal jou 'n halleluja kaartjie moet kry, en jy sal saam op die trein moet klim, want as jy nie die het nie, dan beteken jou besittings wat sy het, ook maar niks. Ons het van hy familie, wat gou en wakker is, om iets in jou gesig te smee, want sy kon jou die lady, maar wat, ek kom na die lady om waar te sê, sy het nie. Hannah was bitter en bedroef, want alles word voor haar deurgesit en gesê, sy het nie. Ons is 'n Moedersdag. Sommige van ons moeders
kan ons goed waardeer. Kinders wat miskien het, en omdat hulle het, kan hulle gee. Dan kry ons kinders wat nie het nie. Maar dit stel nie wat hulle het binne hulle. Glo jy nie om vir my te gee nie, want dit kos die maam vir haar te gee om vir my te gee. As ek kom by Vadersdag, as ek skryf my 'n mooi brief, en sy gee my die brief, 1 jaar, en ek vat die brief, en hy vir my die beste gewees. Nie die wat sy vir my koop, maar miskien die is 'n blessing, as iemand vir jou iets koop. Maar moet dit nie koop omdat jy het nie. Dit is dieselfde wat ons offer bring, nie van ons het nie. Dit is van ons nie het nie. En miskien is het laaste. So het gaan nie altyd oor die besittings nie. Van wat ons sien, is tydelik, sê die woord van die Here. Maar wat onsienlik is ewig. Amen, geliefdes. So, moenie worry of jou seun of jou dogter na jou toe kom op Moedersdag toe, moeder, en sê, mami, geniet jou Moedersdag. Onthou, as wat die een binne in hom, as wat die een jou gee. Moenie wag vir die groot geskenk. Ek het 1 jaar, toen sê ek nog jongman, ek is nog een jongman geliefdes, maar ek het net begin werk, en toe ek nou klaar gewerk het, of nou begin werk, rekening ons nou opgemaakt, is nog nou een jongman, en toe koop ek vir my ma, een microgolf oond, en een wasmachine, want ek het gesien, sy het nie dit. En ek gaan maak vir my skuld, om van hy te gee, en toe sy baie bly. Maar soos jare aantal, het sy nie meer om te gee, dan kan hy sê, mami, gelukkig is Moedersdag, as hy aan niks wat hier kom, dat ek weet nie. Maar as ek weet, dan maak ek in die werk om vir jou te bewys, ek weet. Maar dat moet nie elke dag ding is. So moet nie kyk op wat jou kind vir jou gaan bring, maar kyk eindelijk die hart. Want dit is ook God vir ons kyk, is die hart. En laat ons as moeders, ons as vaders kyk, die hart. En dan man Elkana sê vir haar, Hanna, waarom ween jy? En waarom eet jy nie? En waarom is jou hart bedroef? Is ek vir jou nie meer? Is ek nie vir jou nie beter as 10 seuns nie? Jy weet, ons as manne sal nooit die vroue verstaan. Ons stry ons best om te gee wat ons kan gee, en soms gee ons alles wat ons kan gee. Maar ons sal nog altyd nie verstaan wat die vrou nie het. Jy kan dink net alles in die huis, daar soms nie ruimte vir goed in die huis nie, want die goed is so opgestoor in die huis, maar daar is altyd iets wat die vrou nie het nie. My vrou het so 2 sakke gehad, aan die dag, aan die sakke, skoene, en 'n klomp skoene, maar sy het nog altyd nie skoene nie. Als sy na wat jy weet toe gaan, dan kan ek sê, hulle het die paaste. So ons dink, hulle het alles, maar hulle het nie eindelijk nie. Alles nie, ek weet nie of jy hulle dit self ondervind, soos ek ondervind nie. Laat daar nou iets is, 'n troue of 'n party of 'n ding. Sy het al laas nie 'n toppie gekoop, maar sy het nie 'n toppie vir die party nie. Daai is hoe ons manne onthou 'n vrou gaan nooit het wat sy dink sy het nie. Daar's altyd iets wat er kom. Ja. Amen. En Elkana het gedink, hy het alles beleid vir 'n dubbele deel gegee om te offer. Alles. Vir hom maak dit nie saak of sy nie 'n kind gebaar het nie, want hy het haar baie lief gehad. Maar seer was, sy wil ook graag hê wat iemand anders het. Ek wil ook graag vir jou af is, soos iemand vir jou af is.
Toe staan Hanna op, nadat hulle geëet het, en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit, by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid, en bitterlik geween. En soms wanneer dit kom, by wat ons God vra, moet ons met alles kom na die Here toe. En ek dink nie net vir daardie jaar, het sy gaan bitterlik ween. Maar daardie jaar, toe dan het sy aangegaan in die tempel. Sy was bitter bedroef, en sy het begin bid. Maar even toe sy begin bid, het sy so bitter geween, sy kon nie eintlik die woorde uitdruk. Sy het net haar mond het net beweeg, en sy was in trane, jy weet, wanneer iemand bitter ween, maar haar hart het gespreek tot die Here. Maar een ding wat vir my van Hanna Kipse, toe sy vir God bid, toe sê sy, en sy het 'n gelofte gedoen en gesê, Here van die leerskare, as U my waarlik die ellende van die diens mag aansien, en aan my dink, en my maag aansien, en aan my dink, en U diens mag nie vergeet nie, maar U diens mag 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee, al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal ek op sy hoof laat kom. En toe sy bid, het sy gelofte met die Here aangegaan. Ek wil sê, ons kom soms en vra vir God. Ons pleit na God, as God vir ons deurkom. Maar 'n gelofte wil ons nie sluit met die Here nie. Hier manne van die Here in die kerk gekom en sê, jy het my gebless met 'n kar, maar die einste manne van die Here wat die gelofte gemaak het, hierdie kar gaan mense ry, hierdie kar gaan die ou mense ry, het die hulle gelofte nagekom nie. Die Here gee, maar die Here vat. Ek wil jou sê, wanneer jy 'n gelofte met God doen, moet jy staan op die gelofte van die Here. Hoekom het jy nie? Hoekom het jy dan nog nie deurgekom nie? Van jy moet 'n gelofte sluit met God. Jy kry 'n belofte en jy kry 'n gelofte. Ek wil jy sê, daar is 'n verskil tussen die twee, maar jou gelofte met God is iets wat sy moet hou, is iets wat sy moet by jou hê. Prys die naam van die Here. Van wanneer jy die gelofte maak met die Here, sal die Here 'n maag oopsluit, sal die Here vir jou gee wat jy nie het nie, sal die Here die vensters van die hemel oopmaak vir jou, because sy het 'n belofte of 'n gelofte met God gesluit. Paulus skryf aan die Filippense en sê, kom met danksegging voor die Here. Hy sê, nog voordat hy gevra het, moet hy dankie sê. Nog voordat hy dit gekry het, moet hy dankie sê. En alles wat ons dan kom by die Here, moet ons dankbaar wees vir God. So wanneer God vir ons weerkom, moet ons kom en ons gelofte met God nakom. Kinders van die Here, God is besig om ons te seën, maar wil ons God seën, vir wanneer hy ons seën. So is dit, God moet net seën, en God moet net gee, en God moet net gee, maar ons gee ook dan niks terug aan die Here. Want Dawid skryf in die Psalm, wat kan ek God begelde? Vir al sy goeie weldaden. Maar Dawid weet ook, dat hy kan nie goud en silwer gee nie. Hy kan nie eintlik geld vir God offer nie. Nie is die beste beeste kan hy gee nie. Maar hy sê, al
dieselfde soos Hanna, toe sy die seun kry en sê, ek gaan hom aan die Here offer. Enige seun, in hierdie firma was dit 'n kind, maar 'n seun, 'n blessing wat ek van praat. Wanneer die blessing aan U toe vertrou is wanneer ons die blessing aan God moet gee. Want ons is dankbaar. En soms voel ons kan nie, ons wil nie, want ons het nie. Dan plaas ons altyd hy op ons van ons het. Maar nou moet ons lewe mense wat het. Ons lewe soek mense wat het is af vandag, niks is in my huisie, en ek stap uit by die deur, en ek die grootste grimlach, niemand kan vir my ry, van wat sy het, en wat sy nie het nie, van wat ek het, is groter, en wat ek het, is beter, en wat ek het, is die liefde van God, en wanneer jy dan die liefde van God het, dan het sy dan alles, prys die naam van die Here, hoe dit dan nie is nie, en hoe dit dan is, ek het alles by die ontvang, so wanneer ek loop in die straat, of wanneer ek in die taxi sit, of wanneer ek ry met iemand, daar sal altyd 'n glans wees van die heerlikheid van God, want dit het ek, en ek het verniet gekry, en verniet sal ek het gee. Niemand sal my uit, of wat ek nie het nie, almal sal my sien, en wat ek het, en wat ek het, is die heerlikheid van God, kinders van die Here, mannen van die Here, hou dit wat ons het, by die Here, halleluja, van die Here het ons grootliks geseën, grootliks genooi, en wat ons het, moet ons nie aangaan. Want ons het dit verniet gekry. Laat ons lewe soos kinders van die Here moet lewe. Ek het my vrou op 'n topiek gehad. Nou in die naweek op so. En ek sal altyd aanhou wat pastor sê, is hard om geloofig te bly. Is hard om geloofig te bly. Maar sy moet geloofig is. Ongelukkig sy moet geloofig is. Geloofig is nie aan wat sy het nie. As maar hoe kan en wat sy nie het nie. Hoe gaan jy aankom met die Here? Jy moet aankom met alles wat sy het. En sy moet het hier op die aarde kom wees. En maak 'n belofte aan God. En sien hoe die Here vir ons van hier kom. En toe sy lank gebid, het voor die aangesig van die Here, en Eli op haar mond Aggie, die priester wat nog gesit het by die deur, van hy merk toe vir Hanna en hy sien, maar Hanna lyk, wat gaan aan met Hanna, sy sappers een wat gesit is, dronk is. En Eli sê vir haar, hoe lang wil jy soos 'n dronk mens jou gedra? Sit jou wyn van jou af weg. In ander woorde, dis rede hoekom ek het kan terugvat na die jare hoe sy kom. Van hoe lang nog vry was. In ander woorde, hy het al bemerk dat sy so aangaan in die huis van die Here. Sy kom heel en sy stort daar uit waar woorde nie kan uitkom. Dan lyk het vir jou jy's 'n dronk mens. Dis hoekom hulle nie die manne van God in die boventrek verstaan het nie. Maar sommige was hulle dronk mense. Hy is van die gees van God oor jou kom. Niemand sal jou verstaan nie, want jy is dan mal. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Here, ek is 'n vrou beswaar in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie. Maar ek het my stiel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie die dienares vir 'n deugniet nie. Van wie my baie sorge en verdriet het ek tot die Here nou gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede. Mag die God van Israel jou bede gee wat sy van jou gebid het. Net dat ek die wyd uit die hemele en hy maak het oop. Apostolik sal sê die apostel het nou die hemele oopgesluit vir jou. Net dat toe die blessing van die priester val op haar, sluit die gees van God en maak oop.
wat sy gevra het vir God. So wanneer iemand kom by ons in gebid en wil gebid word, moet ek aan een met 'n positief antwoord terugstuur. Ek wil nie vir die een bid of dinge onmoontlik as die man van God. En dan wil ek omdraai en sê, joh, ek wonder of iets gaan gebeur. Maar ek moet kom met 'n gemoed en met die gees van die Here met my. So wanneer ek vir jou terugstuur, weet ek, God het al klaar vir jou deurgekom waarvan hy vir jou wil deurkom. Die man van die Here het nie geweet waarvoor Hanna bid nie. Van hy het nie gesien wat sy bid nie. En dis hoekom sy so dronk aan voor sy aangesig gekom het. Is jy nodig dat die manne of die vroue van die Here jou ellende moet weet nie. Is jy nodig dat ek jou saak moet bekend wees nie. Want die saak is bekend by God. Yes. En jy praat met God. En God is die een wat vir jou deurkom. Maar wanneer jy staan en jy gaan, dan moet ek as kind van die Here jou met 'n seën wegstuur. So wanneer jy teruggaan, en toe sy teruggaan en hulle by hulle huis kom, het 'n manna bekend, sê die woord van God. En by die huis toe die manna bekend, dadelik het 'n maag oopgegaan. Dadelik het sy swanger geword. Na al die jare, toe sy nie het nie, het sy gekry. Na al die jare se gebed, toe daar nie was nie, was daar deurkom. Ek wil nie sê, aanhou en bid, moet nooit ophou bid nie. Want die Here praat, as naby jou, aan jou gebed nie, maar behou jou gebed. Van jaar op jaar het sy so aangegaan, maar Eli stuur het terug. Daarop sê sy, mag die dienares in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Kyk, sy wil nie geëet het uit het nie, maar nou het sy geëet. Toe het hulle die môre vroeg klaargemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan by hulle huis in Rama. Gekom in Elkana het sy vrou Hanna bekend en die Here het in haar gedink onmiddellik. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem. Van hy, halleluja, het sy gesê, en ek het hom van die Here gebid. En sy het hom van die Here gebid. Wat sy gevra het vir God, het sy weer teruggegee aan God. En die jare toe aangebreek vir hulle om terug te gaan, om te gaan aanbid, en sê sy, my man, ek gaan eers nog 'n bietjie vertoef, van hierdie seun is nog nie gespeel nie. Maar wanneer hy gespeel is en ek gaan terug, dan vat ek hom sak en pak terug, want ek gaan hom offer aan die Here. Hy moet daar in die tempel bly, by Eli en sy seuns, en ek gaan hom toevertrou aan God, van God het hom vir my gegee. Ek het lank vir God gebid vir 'n blessing, hier kry ek die blessing, wil ek dan nou dit weer teruggee vir die Here? As dan dit wat ek versoek het. Maar dit was net 'n getuie wat Hanna verwek het, because alles moet deur die Gees van God gedoen word. Amen. Sodat daardie groot profeet kan opstaan, sodat daardie groot profeet die koning van alle konings kan salf as koning, sodat daardie profeet genoem kan word. Daardie van hy was die aktivering van konings in die Bybel. Hy was die aktivering van die seun van Dawid. Hy was die aktivering van alles. Prys die naam van die Here. Het begin by 'n moeder wat gebid het. Het begin by die een wat gaan aan die tempel gegaan het en 'n hart uitgeslag. Het begin by jou, vrou van die Here. Het begin by jou, sodat die blessings daar vanaand kan aangaan. Halleluja.
sy hom gespeen het, en hy opgegroei het, toe hulle weer gaan op Jerusalem toe, het sy die seun saamgevat, sy het by Eli gekom, onthou sy vir my, ek is die vrou wat daar so gebid het. Nou ek het 'n gelofte gemaak aan die Here, en die Here het my gelofte nagekom, en ek het gesê, ek kan teruggee, hou hom hier by die tempel, laat hom bly hier, want ek het gesê, ek gaan hom toewy aan die Here. Kinders van die Here, as moeilik om 'n belofte te hou tussen twee persone, as moeilik om dit te hou by God. Ons kry mense wat tot inkeer kom en hy sluit vriendskap. Hy maak 'n gelofte hier en hy kniel uit, maar môre is hy afvallig. Dis moeilik. Maar ons moet dit behou en sien hoe aktiveer dit in ander se lewe. My bekering is nie net by my gebly nie. Dit moet ander wat my aankyk en sien my lewensskoop kan verander. Maar as ek dan nie verander nie, gaan mense ook nie om my verander nie. Mense moet kan smag om bekeerd te wees. Een het gekom een dag en gevra om aan te sluit by ons in die kerk. Maar die persoon het naby ons gebly en gevra, wie almal is by julle in die kerk? En ek noem een suster se naam in die kerk. En toe sê die persoon, nee man, is alright, dan man nie haar by julle. Ek sal maar weer analyse. Jou gesindheid moet nie so as wat so aard nie. Jou gesind moet mooi is, soos mense sien, Suster Sandra is by ons in die kerk, dan wil het sê, ek wil daar wees. Dan moet 'n goeie gesindheid uitkom, uit die kinders van die Here. Amen. Amen. Sy moet 'n beeld wees, vir iemand anders, Suster Rikkie daar in die blokke, so wanneer mense kan praat, dan kan hulle sê, gaan na die suster toe, sy sal 'n goeie raad gee, gaan na die broer toe, hy sal vir jou bid. Maar hy nors voorkom, en hy gaan vir jou nie verder nie. Amen. Dat ek op portaal by mense se tone, dan is dit goed as ek op jou tone trap, want ons sal maar reg. Ons sal 'n beeld moet wees vir Christus. Een seentjie het eendag gevra vir sy moeder, hoe groot is Jesus? Hy sê, Jesus is baie groot, sê die ma van die seun. Jesus is baie groot, ek kan nie kom beskryf. Hy sê, ja, maar hoe groot is Jesus? Die ma sê, baie groot. Hy sê, nou oké, mami, dat Jesus dan so groot is, en Jesus is binne jou, dan moet Jesus ons kan uitsteek. Amen, kan het van die Here, laat Jesus uitsteek. Laat ons kan sien, Jesus binne jou. Amen. Amen. En laastens, weet jy hoe kan ons die koortjie dan weer gekom het? Ek weet nie hoe kan ons die koortjie nie net gesing het nie. Ek het heeltyd die koortjie op my gehad, because ek weet ons gaan nog van Hanna praat. En toe pas sê sing vir Hanna, toe wil Hanna dan nou nie hier kom. Maar toe sy die seun afgee. Kyk, baie van ons gaan hartseer is, wanneer die seun afgee. Wanneer dit iets weggee. Maar toe keer hy sê, hy jubel in haar. En sy sê, my hart jubel. Het jubel in die Here. My horing is hoog. Hoog in die Here. God kom vir ons weer, geliefdes. Wanneer dit nie nou is nie. Vir Hanna was dit nie 'n dadelike oomblik nie. Ons leef intussen van hierdie geskrifte. Jaar op jaar het hulle opgegaan. Jaar op jaar het sy gebid in die tempel. Jaar op jaar het sy gelofte gemaak. Maar hierdie jaar het God vir haar deurgekom. Jou season mag nie gister wees nie. Jy het al laas jaar gevra vir God
Dit mag dalk nie gebeur dit nie, maar ek wil nie sê aanhou bid as vir God om jou season vir jou oop te sluit. Kom met 'n gejubel na die Here toe. Erken dat die Here goed is en Psalm 100. Halleluja. Dan sal jy gevaar hoe die Here vir jou deurkom. Prys die naam van die Here. Kom met 'n gejubel. Kom met 'n lekker gees. Kom gelekker op na die Here toe. Prys die naam van die Here. Iemand het altyd vir my gesê, wanneer jy koordans, halleluja, dan koordans hy vir jou saak. So wanneer ek kom nie vir Suster Jolien om my dop te hou, ek is hier nie. Ek kom nie om vir jou te wys, ek doen dit lekker nie. Ek kom vir my saak hierso. Ek zuig my saak los. Ek maak dit los. Prys die naam van die Here. Ek kom hier in aanbidding, in gees en in waarheid. Nie vir mooiheid nie vir iemand om te sien ek is hier vandag nie. Maar ek het 'n saak met God aan en met God alleenlik. Prys die naam van die Here. Ek wil vir iemand sê, ek maak 'n gelofte vandag aan God. Sien dat God vir ons deurkom. Sien dat die hemele oop sal gaan. Maar ons gaan jubel, ons gaan juig, ons gaan juig vir die Here. Die Bybel sê dit is die dag wat God gemaak het. Yes. Wees bly in dit. Amen. Wees bly in dit. Sê vir jou lewe, wees bly in dit. Is God se dag. Dan is hy in dit kry. My hart jubel in die Here. En mag dat nie vandag het nie, maar dit sal nie vir ewig so bly nie. Maar wanneer ek jubel in God, en wanneer ek my voor God neerlê, weet ek sal het die Here seën gee.
Van sy genade, jy is perfect geskapen kind. Uitgehaald, jy is goed gehalte, jou naam geroep, want jy is sy eie, jy is wie jy is, jy is God sy ewe want jy is spesiaal, 'n uitverkore kind. God het jou baie mooi gemaak, en sy glorie is op jou. Jy is spesiaal, 'n koninklike beeld. Jy is vreeslik wonderbaar, en die Here is met jou. Jy is meer as net 'n keuse, 'n skat is in jou gebede. Jy is bedoel vir hoogtes. 'n deel van God is in jou, en in sy arms wil hy jou toevou. Jy is die rede vir sy liefde, want jy is spesiaal, 'n uitverkorene. God het jou baie mooi gemaak, en sy glorie is op jou. Jy is spesiaal, 'n koninklike beeld. Jy is vreeslik wonderbaar, en die Here is met jou. Want jy is spesiaal, 'n uitverkorene. God het jou baie mooi gemaak, en sy glorie is op jou. Jy is spesiaal, 'n koninklike beeld. Jy is vreeslik wonderbaar, en die Here is met Guys, wat jy nou doen, dat share jy aan het kyk. Amen. Want jy is spesiaal, 'n uitverkorene. As almal met mekaar saam sing, sê ek is spesiaal. God het jou baie mooi gemaak, en sy glorie is op jou. Jy is spesiaal, 'n koninklike beeld. Jy is vreeslik wonderbaar, en die Here is met jou. Want jy is spesiaal, 'n uitverkorene. God het jou baie mooi gemaak,
Here. Ek bid, Here, die Bybel sê, en laat ons hoor wat die Gees aan die gemeente sê, Here. Plaas ons op ons harte, Here. Die Bybel sê, en Maria het al hierdie woorde in haar hart oordink, Here. Ek bid vandag, Here, dat die woord, Here, 'n les sal wees vir hierdie week, Here. En alles wat op ons pad omkom, Here, en alles wat ons moet tegemoet gaan, Here, in die naam van Jesus, Here, sê ons U baie dankie, Here. Ons wil hê dat julle met in die reën loop, so bly binne as ons koninkrijk uitsorteer. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here en wat almal gaan in vrede. Rondom Jerusalem is daar berge. Net so ook is die Here rondom Bethel. Die Here behoed Bethel en die Here bewaar Bethel. En nou maak die genade van Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy en bly met elkeen van ons. En ons almal wat wagtend is op die koms van die Here sê eendragtig amen. Amen.